In hierdie episode van Buitenbuskruit word ek absoluut bederf deur 'n visvangtrip saam met my goeie vriend Jannie Du Plessis in die pragtige eilandnasie van Zanzibar. Ons geniet die inheemse kos, ons vat 'n bootrit na 'n pragtige eiland waar ons die lekkerste kos vir julle gaan voorberei. En dan gaan vang ons reusagtige visse op Latham Island wat bok soos groot vegters. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Goeiemôre, my vriend Jannie. Goeiemôre Anna. Dit is regtig nou voor dag. Ons is al 4 uur op. Ons is nou by die water en nou gaan ons na een van die jy kry daai plekke in die wêreld, hulle noem dit bucket list visvangplek. En een van daai plekke se naam is Latham Island aan die kus van Zanzibar. So gister het jy gedink jy het vis gevang, vandag wil jy wys wat's vis. Hoorie, gister was een van die lekkerste dae van my lewe. En hulle sê mos altyd nee, die grootste bokke kom vroeg uit, so as jy hulle wil hê. En dan moet jy vroeg opstaan en ek hoop verraggies vandag dit kan waar wees, want ek dink nie dit kan beter wees as gister nie. Maar gaan kyk nou maar gaan kyk. Die môre is ons vroeg uit weer op die watertaxi, klim op 'n ander boot hierdie slag, want ons is op pad in die middel van die Indiese Oseaan na 'n klein eilandjie met die naam van Latham Island. Soos dit oorvertel word, is Latham Island een van die grootste visvangplekke in die wêreld. Baie mense se emmerskop lysie sal hier gevul word met spesies soos dogfin tuna, giant trevallies. Die rit in was nie so maklik geweest nie. Die weervoorspelling het een ding gesê, die see, natuurlik 'n perd vir homself, was heeltemal anders. Ons is amper hier waar ons gaan visvang vandag. Ek het al grondpad op land gery, maar vandag het ons grondpad op die see gery. Die see is baie robber as wat hulle voorspel het en 'n rit wat ongeveer 2 ure moes gevat het. Ons is nou 4 ure later, maar daarom is ons uiteindelik hier. Ons het nou net 'n skooldolfyne gesien, seker tussen 500 en 1000. Dit was iets unieks. Ja nee, ons het omtrent amper 4,5 ure hier naartoe gery. Maar is dit nie moeite werd? Dit is ongelooflik. Ek het nie eintlik woorde om dit te beskryf nie, want hier in die middel van die see tussen Zanzibar en Tanzanië is daar net 'n stuk grond. Is ongelooflik. Die water is so elektries blou hierso. Ek is doodseker ons gaan GT's vang. Ons gaan allerlei rifspesies hierso kry. Ek is regtig opgewonde, kinderlik. So ek kan nie meer wag nie. Stokke in die water braak. Lyne in die water. Ons vat die laaste stukkie in Latham Island toe en toe begin ons pop. Altyd 'n lekker deel van visvang. Kan nie wag om te begin visvang nie. Wel, die eerste groot byt wat ons gehad het is Adam, natuurlik, die visserman. Mooi Adam, daar's jou goal! Wat is dit, 'n GT dink jy? Ek het geen idee nie, my vriend. Mooi man, mooi! Met groot opgewondenheid was dit ongelukkig 'n koraal. Kosbaarder as korale sê hulle, nê? Ja, so stuk rif. Ek wou sê die rif beklei nie terug. Hy gaan hardloop daar glad. Ja, asseblief gaffel. Ek wil net vir julle wys. Hoe release 'n mens 'n stuk rif baie veilig. Haal die hoek mooi uit. En dan sit ons hier rif terug. Luister, ek wil net weet, Aram,
Jy het my nou beloof die vis wemel hier in Latham Island. Maar water is so skoon, ek kon nog niks vis gesien het en ons het nog niks gevang nie. Wat is fout? Vertel my 'n bietjie asseblief. Hey, Jannie, die seker het gevang my broer. Well done. Ons was ongelukkig onsuksesvol buiten vir my wat 'n jig ingegooi het en so 'n paar ander visse opgetel het. Paar spesies rockards. En toe van daar af is ons in na die groot jigging gronde toe, waar daai dogfin tunas en die GT's wy. Wel, tot dusver het die vis nog nie regtig gebyt nie. Dalk was die onstuimige see 'n voorbode op dinge wat kom. Hierdie keer was ek suksesvol. Woe! Ons het hier gejig op 80 meter. Lekker groot 300 gram jig afgestuur. En hier kom 'n vis op. Lekker op die nuwe stokkie, dis 'n Shimano Trevally. Eerste vis wat hy vang. En natuurlik is 'n 14000 Stella met 80 pond breid op. Lekker speelgoed. Daai man, Adam Tas, is die redder. Hy trek 'n GT uit. Dit voel of ek omtrent die lotte gewen het. It's a GT! It's a mooi jeet! Yes, please! Mooi man, Adam Tas, jou masjien. Woo! Hierdie is hy bring my PB op 'n Giant Trevally. Yes! Na 'n hele dag se jigging was ons arms absoluut poegaai. Maar ek vermoed Jannie is so klein bietjie fikser as ek. Ons moes inswem na Latham Island toe. Hierdie swem teen die stroom het my absoluut gebreek. Ek was oomblikke weg van verdrink af. Gelukkig het die manne my aangemoedig en daai laaste stukkie het ek uitgestap op die eiland. Jannie het gaan kyk na die voëls terwyl ek my asem terugkry. As 'n mens voëlvry voel, dan wil jy hê die ander voëls moet ook voëlvry voel. So kom ons gaan jag hulle. Hoorie, ek het nou so 2 of 3 keer probeer om op te klim, maar na gister se visvang werk alles nie meer soos wat dit moet werk nie. En toe het hierdie vriend my gesien sukkel en hy het aangebied om ons te help om 'n coconut te kry. Daai was baie indrukwekkend geweest. Nie net was ek te swaar en nie in staat om hierdie kokosneute uit die boom uit te haal nie, ek is ook nie baie bevoeg om dit oop te kap nie. En ons het 'n Masai Mara kryger al die pad van Kenia afgekry om ons te wys hoe om dit te doen. Hy was so seker met daai skalpel van hom dat hy kan opereer daarmee. Jannie, ek het nie geweet jy kan so 'n boom klim nie. Die boom, solank die boom my net hou. Cheers my vriend, dankie dat jy vir ons hierdie georganiseer het. Dit gaan nou lekker wees. Hulle sê dit help vir 'n bietjie van 'n babby.
Inderdaad dink ek help Nie dat ek en jy enigiets sal. Nee, maar want as jy dit nodig het vir 'n babbelas, moes jy die aand gedrink het en ons drink Ons sal nie sulke goed doen nie. nooit in ons lewe nie. Hoorie so, ek het vir ons 'n lekker dag gereël. Ons gaan na Maloom grotte toe, waar ons bietjie kan swem en is blykbaar baie mooi. Was ook nooit self daar nie. En dan dink ek, dat as ons buitenbuskere kykers daar by die huis ietsie lekkers gaan maak op 'n sandbank in die see. Dalk 'n ceviche, bietjie sushi, wat dink jy? Wel, ek is in vir enigiets. Gesondheid. Uit die boom uit. Zandrey vertel vir ons van 'n verskuilde plekkie hier op die eiland met die naam van Maloom. Dis 'n swemgat wat uitgekolwe is soos 'n ou grot wat in mekaar geval het. Dit is absoluut asemrowend en asemwegslaan. Ons het 'n bietjie in die varswater gaan swem en gekyk na die visse se onder. Hierdie is majesteus. Dit is nogal dit is pragtig. Jy sal nie een duik nie. Nee, Jy sal nie. kom ons kyk of ek kan. Ons word dan bederf hierso. Ja, ons gaan kos maak op 'n eiland. Ons gaan nou op 'n dal vaar en die see in. En jy het dit al gedoen, ek het nog. Ek het nog nooit in my lewe, ek was nog nooit in my lewe op 'n eiland nie. Ek het nog nooit hierdie ervaar nie. Ek moet sê dit is die Engelse woord is surreal. In Afrikaans noem mense dit dis soos 'n droom. Dit is regtig soos 'n droom. Ek is baie jaloers op Zandrey want as ons hier agter ons kyk, dis waar hy woon. Dit is sy huis. Slegte uitsig, né? Ja. Kyk, hy staan in die oggend op en dink, "Ai, dit is nie lekker vandag nie." Nee, is hel op aarde, wat wil jy wil. Nee, Kom ons gaan bederf onsself man. Nou vat ons 'n dou op pad na 'n Witstrand-eiland waar ons vir julle lekker gaan kos maak. Maar eers gesels ek bietjie met Jannie Du Plessis om te hoor, wel, hoor maar vir jouself. Jannie, my maat. Eerste keer wat jy seil. Eerste keer wat ek jou ontmoet en ek wil jou een ding sê, ek was nog altyd 'n bitter groot fan gewees. Ek het jou nog nie gesê nie. Maar om jou in lewende lywe te ontmoet, hierdie gladiator van die rugbyveld. En dis my 'n ongelooflike voorreg. Dankie dat jy saam gekom het. Hoorie Adam, ek wil sê dit hou. Ek weet mense mag nie Engelse woorde gebruik nie, maar dit beteken presies dieselfde want julle is nie net 'n aangename span nie. Hierdie week het amper weer bietjie iets in my hart aan die brand gesteek en dankie daarvoor. Ek waardeer dit opreg. Plesier my maat. Hoor hierso Jannie. Jy is een van die min ouens in rugby wat ander loopbaan ook voor gaan swat het voor hy begin rugby speel het. En toe kies jy die heel maklikste een van almal, jy besluit jy word 'n dokter. Hoe het dit gebeur? Nee, ek was nie snaaks genoeg, ek was nooit as jong man het ek altyd rugby gelaai. Ek was mal oor dit. Ek sou altyd rugby gespeel het, maar ek was nie so goed as jong seun om dit ooit te kan oorweeg vir 'n loopbaan nie. En ek het 'n keer ingekry vir medisyne, ek het medisyne begin swat. Hoeveel drie het jy gedruk? Eerstens vir die Sharks en dan vir die Bokke. Ek het 'n paar drie vir die Sharks gedruk en ek het 1-3 vir die Springbokke gedruk. Maar dis nie 'n job om drie te druk nie, Nee, was dit? maar wat ek vir julle kan sê, wat nogal interessant is, ek is bietjie skaam daaroor, maar ek het in 149 Super Rugby wedstryde nie 1-3 gedruk. Dit moet 'n rekord wees. Ek dink dit is 'n rekord. Ja, ek het 'n paar 3 gedruk, maar niks is toegeken nie. So offisieel het ek geen 3 in Super Rugby gedruk nie. Hoorie Jannie, die manne daar by die huis, kyk jy op TV en hulle sien jou baie op die rugbyveld. Vertel hulle 'n bietjie iets wat hulle nie gaan weet van jou. Weet jy wat weet baie min mense van my, is dat hulle my kant uitgeskop het. Uitgeskop het. Ja. O, liewe. Ek is nog ek kom nie van die Kaap af nie. Ek is die ou wat jou mooi teen geworstel het so. Jannie Du Plessis, wat 'n legende, wat 'n voorreg, baie dankie. Baie dankie Adam. Op die eiland gaan ons bitter lekker kos vir julle maak. Kom kyk, wat is 'n ceviche en natuurlik hoe smaak dit? Dalk 'n paar praune en 'n stukkie tuna ook vir jou.
Zandrey my om Mattie. Ons is nou hier op regtig 'n bittermooi stuk sand in die middel van nêrens. Wat is die planne? Gaan jy vir ons kossies maak? Ja, so ons het vanoggend 'n vars tuna gekry. Ons gaan 'n bietjie garnale doen met 'n garlic butter met lemmetjies. En dan gaan ons 'n stuk seer tuna doen met peper en dan 'n chili sout. En dan net vinnig in 'n pan met bietjie garlic en butter en net die buitekant net so 2 cm kry laat hy gaar word en dan die binnekant moet nog lekker rou wees. En dan sal ons dit eet met 'n lekker sojasous en gemmer. Ja, fantasties. Nou, wys vir ons wat ons moet maak. Ja, so eerstens moet ons het sommer net 'n stuk fillet hierso wat ons gesny het. Kom dit aan die bo of onderkant van as jy tuna nou plat. Ja, so dit is die bo fillet. So ek bietjie nou maar sê die rug fillet. Ja. Hy is nog nie getrim nie, so ons gaan nou maar net hierdie stuk afsny hierso. Hierso is lekker sparmesse. Hulle is lekker skerp. So baie skerp, nee. Ons kan van daai kan ons bietjie ceviche sny en tuna. Ons wil nie 'n te groot stuk gebruik nie. Anders te gaan jy sukkel om hom warm te kry aan die binnekant. Jy soek hom warm. Hy moet nie te koud wees aan die binnekant nie. Aan die buitekante moet hy geseël wees, maar binnekant moet hy 'n bietjie warm word. So wat ons gaan hom so doen en dan van hier af gaan ek dan nou die peper vat. Ek wil hom net mooi op die punte afsny. Dan gaan ek hom bedek met peper. Van hier af dan het ek 'n sout en 'n chili. Dis vars chilies wat ek in 'n blender ingesit het. Ja. En dan 'n bietjie gedroog het en dan met gewone sout gemeng het en dan weer gedroog het in die oond. So dis net 'n bietjie 'n byt op die tuna. Ek sien hier's 'n pan op hierdie vuur wat ons nou vroeër gemaak het. So daai ding moet hel warm. Ja, so ek het die pan direk op die vlamme daarso. Ja. Dit is 'n dinnerige aluminium pan, so hopelik is hy warm genoeg. Ek gaan 'n bietjie van ons garlic. Ek het ongelukkig butter vergeet, maar ek het garlic butter. Dit sal die ding doen. So ek gaan dit sommer in die pan gooi as 'n smeermiddel en dan gaan ons hom vinnig seer en dan sal ons hom in lekker dun snytjies sny met 'n gemmer en sojasous. Fantasties. Kom ons kyk wat maak hy. Alright, so jy kan sien hy is baie warm. Hy is wat warm. So van hier af moet hy nou maar net daar. Ons gaan hom net los. Kyk jy vir hom op die kante. Laat hy net so 2 cm ingaan. Jy soek hom nie te veel nie. Hy moet nog lekker rou wees aan die binnekant. Ja. Ek het hom nou gemarineer bietjie met 'n garlic en mosterd en suurlemoen. Okay. En van hier af gaan ons hom nou in 'n lekker warm pan sit. En ja, ek hooplik gaan ons hom gaar genoeg kry. Daarna het ek 'n garlic en butter sous gemaak, bietjie room en dan lemmetjies. So dan gaan ons hom net oor dit gooi. Zandrey, ek voel voorwaar bederf. Nou terwyl jy daar aangaan met jou garnale en jou tuna, gaan ek 'n ceviche maak. Asai. Jy gaan ons. Right Jannie. Hierdie het ek eendag gesien op 'n YouTube kanaal waar ouens seil. En hulle was daar in die suide van Amerika gewees. Toe maak die dame wat op die seilboot is, hulle dra by the way ook nie klere nie. So, uit met dit. Is grappig. Is dit nie 'n gesinsprogram nie? Anders sal ek dit uittrek. Nou maak sy 'n ding met die naam ceviche. Nou ceviche beteken wat ons nou opgelees het, sagte vis, rou sagte vis en dit kom natuurlik uit die suide van of Suid-Amerika uit. Nou wat hulle doen is hulle sny die vis in fyn reepies in. So fyn as wat jy kan. En dan die plan is om hierdie vis gaar te maak met suur, sitrussuur en bietjie asyn. Jy sal sien hierdie is nou op die oomblik nog rooi tuna. En dit sal die oomblik as die asyn en die suur bykom, dan word dit wit. Kan ek jou help, Aram? Asseblief my vriend, dit sal vreeslik gaaf wees. Hierdie week al so baie goed geleer het, kan ek mos nou maar net presies doen wat jy doen. Absoluut. Terwyl jy dan nou daar besig is, gaan ek dan vir die mense wys wat alles verder saam mee gaan. Ons het eerstens fyn gekapte rooi ui en ek gaan sommer hierdie bak gebruik om dan 'n hele ceviche in te maak. Dan het Zandrey vir ons heerlike, wat hy self doen, gemmer ingelê,
Ons gaan die gemmer ook lekker fyn kap hierso. Ek gaan sommer hier op dieselfde bord lekker fyn gemmertjies. En dan is daar 'n paar van die eilandgoeders wat ons gaan bygou. Natuurlik, hierdie dis sal nie volmaak wees as dan nie tomaties is nie, bietjie komkommer. En natuurlik op die eilande soos ons nou agtergekom het, hulle is bitter lief vir 'n ietsie spicy, 'n pepertjie, 'n chillietjie. So Janie, nou gooi ons dit alles bymekaar. Tomaties, komkommers, bietjie van die chillies en dan sitrus, 'n bietjie lemmetjie, bietjie lemoen en ons het 'n bietjie asyn gebring. Hierdie is die Spice Island, daar moet 'n chili bykom. Ek kan nie wag nie, Adam. Moet net die chili sny en dan gaan piepie nie. Dis hulle sê dit is ongemaklik. Of begin huil nie, nee. Wel heel na die gepiepie. Nou, een van die triks wat ek gaan vir die mense by die huis wil sê, as jy dit nie in 'n bakkie wil doen nie, 'n Ziploc sakkie werk ontsettend goed vir hierdie ding. Sit alles in 'n Ziploc sakkie, gooi jou suur by wat natuurlik is nou die asyn en goeters. Sit hom in die yskas soos 20 minute en bedien hom. Hier op die eiland noem hulle dit 'n chapati, soos 'n naanbroodjie of 'n ding, so 'n klein pannekoekie. Sit hom in, maak vir jou wrap. Op sy ankel man, maak jy liewer vir jou lekker, jy liewer dit een keer. Right, so hy gaan so 'n bietjie vlek in die begin. Ons het nou 2 stukkies afgesny, maar die buitekant vlek maar so 'n klein bietjie af. Ons het hom 'n bietjie oorgaar gemaak, maar hy's nog lekker pink aan die binnekant. Ons het 'n lekker groot stuk gebruik. So wat ons wil doen is ons wil hom nie te dun stukke sny nie, want hierdie sal jy nou gewoonlik as jy hom nie as 'n voorgereg doen nie, dan sal jy hom nou saam met 'n slaai of ietsie eet. So dan kan jy vir die ou so 2 of 3 van hierdie vir elke porsie van hierdie neersit. So my broer, ek vertrou nie jou chef wat nie sy eie kos eet nie, so kom, saam. Dis sien. Dis kan nie 'n maar chef vertrou nie. So dis nie 'n probleem hierso. So hy's lekker net so, maar hy's baie lekker met 'n stukkie soja, Janie. As jy hom proe met die soja. Ek gaan hom definitief so probeer. Kerels, ons sit nou hierso, ek het klein bietjie heimwee, want ons vlieg vanaand terug huis toe Zandrey. En ek moet jou sê, ek gaan hierdie plek nooit vergeet nie, ja? Wel, ek gaan dit nie net nooit vergeet nie, ek gaan definitief weer terugkom. Absoluut. Maar ons het nou in die dorp rondgery. Toe sê een van die taxi-bestuurders vir ons, daar's 'n liedjie oor Tanzanië, Kenia en eintlik maar Zanzibar. Ken jy die liedjie? Ja, so die liedjie is Jambo Bwana. So Jambo Bwana beteken basically hallo meneer. Bwana is 'n meneer, dis as jy respek het vir iemand. So as jy hulle vir jou sing, dan sing hulle Jambo Bwana, habari gani, mzuri sana. Wageni, wakaribishwa, Zanzibar yetu, hakuna matata. En dan gaan hulle net heeltyd aan met Hakuna Matata. Hakuna Matata is basically maar net no worries. Dis hoe die mense op die eiland lewe, in Tanzanië. Hulle het geen probleme nie. Hulle lewe 'n hele primitiewe lewe. Hulle gaan vang vis. Hulle verkoop bietjie vis om klere te koop en meel en die tipe goed te koop. Ja. So die liedjie is maar net oor hoe die Kenyans, Tanzaniërs en die Zanzibariërs lewe. En laat hulle sing dat al die toeriste welkom is. Hulle het nie 'n probleem met enige mense wat daar is. Maak nie saak wat gaan aan in die wêreld nie. Dit is maar net dat alles goed gaan oor in Zanzibar, dan is hulle happy. Hoorie so, Zandrey, gaan jy vir ons dit gou net 'n voorbeeld, dan gaan jy net 'n bietjie vir ons sing dat ons net die dientjie kry asseblief. Ja, ek is nou nie 'n sanger. So Jambo Bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, wakaribishwa, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Op Zanzibar, boys. Zanzibar.
Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata.